Goeiedag. Vandag begin ons met netwerktegnologie graad 11. Wat is 'n netwerk? 'n Netwerk bestaan uit 2 of miljarde toestelle wat aan mekaar verbind is met 'n kommunikasiemedium sodat hulle met mekaar kan kommunikeer. Maar hoekom gebruik ons netwerke? Dis 'n vinnige en 'n effektiewe kommunikasiemetode. Ons kan hardeware en sagteware deel. Byvoorbeeld, ons kan in een vertrek 'n drukker hê, maar uit 'n ander vertrek uit iets print. Ons kan leers deel. Ons kan beter beheer en sekuriteit oor ons inligting hê. Al ons data kan op een sentrale plek gestoor word en almal het toegang. Daar's buigsame toegang. Byvoorbeeld, jy hoef nie op die perseel te wees nie, jy kan van enige plek af inlog op jou rekenaar en tot die data toegang hê. En ons gebruik dit vir vermaak en ontspanning. Hoe weet ek is aan 'n netwerk gekoppel? Jy sal aandrywers sien soos P, G en T. Jy sal ander rekenaars en netwerktoestelle kan sien. Jy gaan toegang tot gedeelde toestelle hê, soos byvoorbeeld drukkers. Jy gaan sien dat daar is 'n spesifieke drukkernaam en jy weet dat daai drukker is nie gekoppel aan jou direkte rekenaar nie, maar jy kan hom sien en hom gebruik. Mens kry verskillende soorte netwerke. Die kleinste is die PAN, P-A-N. Dit verwys na 'n persoonlike netwerk, Private Area Network, en dit sluit toestelle soos Bluetooth, sleutelborde en slimhorlosies en enige iets wat kan koppel aan mekaar vir jouself in. Dan kry mense HAN, 'n Home Area Network. Dis 'n klein netwerk vir eintlik net tuisgebruik. Enige toestel wat aan hierdie netwerk gekoppel is, sal hulpbronne kan deel. Byvoorbeeld die internet, slimtoestelle, drukkers en selfs sekuriteitstelsels. Dan kry mens LAN. Dit is Local Area Network, plaaslike area netwerk. Dis 'n klein netwerk, soos byvoorbeeld in 'n kantoorgebou of by die skool. En dan kry mens 'n WLAN. Dit is 'n Wireless Local Area Network. Dis dieselfde as LAN, maar dit het nie geen drade nie. Dan kry mens WAN. Dis 'n Wide Area Network en dit verwys na 'n baie groot geografiese gebied, soos byvoorbeeld 'n stad, 'n land of selfs vaste lande. Kom ons gesels bietjie oor die plaaslike area netwerk, LAN. Dis dek 'n klein geografiese gebied, soos byvoorbeeld 'n universiteitskampus, 'n kantoorgebou of 'n skool. Die hoofdoel van LAN is sodat toestelle met mekaar gekoppel kan wees om maklik te kommunikeer en om hulpbronne te deel. Die voordele van LAN is die internet, hardeware wat soos byvoorbeeld drukkers is, sagteware wat programme is en leers kan maklik met mekaar gedeel word as die rekenaars aan die netwerk gekoppel is. Netwerke kan sentraal beheer word. Soos daar byvoorbeeld opgraderings op sagteware is, kan dit van een sentrale plek af hanteer word. Probleme met hardeware en sagteware kan van een plek opgelos word. Daar is verbeterde sekuriteit. Dis gerieflike kommunikasie en die gebruikers kan vinnige boodskappe en data met mekaar ruil.
Die nadele hieraan is dat die oorspronklike onkoste om dit te installeer en in stand te hou kan baie duur wees. En as ongemagtigde gebruikers toegang kry, kan die netwerk nie veilig wees nie en kan inligting gesteel word. Daar's ook 'n netwerkadministrateur nodig om die netwerk in stand te hou. Nog 'n probleem is, wanware kan maklik oor die netwerk versprei en indien dit 'n gekabelde LAN is die beweging moeilik omdat jy dan beperk is met aan kabels. Wireless local area networks is draadloose LAN netwerke. 2 of meer toestelle kan met behulp van draadloose kommunikasie aan mekaar verbind word. Die voordele hieraan is, dit maak voorsiening vir draagbaarheid, mobiliteit. Met ander woorde, jy kan meer rond beweeg en is nie beperk tot die lengte van 'n kabel nie. Dit is makliker om aan en van die netwerk af te ontkoppel, want jy het nie nodig vir kabels nie. Dit spaar koste, omdat jy nie ekstra toerusting nodig het om die netwerk aan mekaar te koppel nie. Dit het 'n redelike goeie vlak van sekuriteit, omdat daar Wi-Fi wagwoorde en sleutels gebruik word. Die nadele hieraan is, sodra daar 'n hele klomp aantal toestelle aan die netwerk gekoppel is, dan kan die data-oordrag tempo afneem. Met ander woorde, die netwerk kan stadiger word. WLAN gebruik seine wat met ander toestelle se seine kan inmeng. Die weer kan sterings veroorsaak in die kommunikasie en die strale wat gebruik word kan dikwels skadelik wees vir die omgewing. Daar is basiese komponente in 'n netwerk. Bedienerrekenaars of servers is spesiale tipe rekenaars wat ontwerp is om hulpbronne, data en dienste aan ander rekenaars, byvoorbeeld kliënte in die netwerk, te verskaf. Dit vorm ook die ruggraat van meeste netwerke. Die doel van 'n server is, dit verskaf dienste soos leerberging, webdienste, e-pos, databasis toegang ensovoorts. Dis baie kragtiger as gewone rekenaars en kan baie versoeke gelyktydig hanteer. Hulle is baie betroubaar, want hulle is 24/7 aan en hulle het rigsteenkrag, dis backup fasiliteite en verkoeling. Hulle het baie gespesialiseerde hardeware, hulle het baie sterk verwerkers, CPU's, groot RAM en groter harde skyfspasies as gewone rekenaars. Dit moet ongelukkig deur gespesialiseerde IT-personeel met spesiale sagteware opleiding soos Windows Server en Linux bestuur word. Die sekuriteit is gewoonlik baie goed om die data te beskerm. Kliëntrekenaars doen basiese take, soos die alledaagse rekenaars waarop ons werk. Die hardeware is standaard en dit doen werkies soos vir kantoorwerk of persoonlike werk, byvoorbeeld e-poshantering, tik van dokumente ensovoorts. Dan kry mens werkstasie rekenaars. Dit is baie gevorderde rekenaars vir spesiale take, high performance rekenaars, om byvoorbeeld webwerwe te ontwerp, simulasies te doen en data-analises te doen. Nog 'n deel van 'n netwerk is die netwerkkoppelingsvlakbeheerder of kaarte, NIC.
wat beteken Network Interface kaart. Dit is stukke hardeware wat 'n rekenaar toelaat om aan die netwerk te koppel. Die meeste moderne rekenaars het hierdie toestel alreeds geïntegreer op hulle moederbord, maar niks kan ook afsonderlik gekoop word. Dan kry ons verbindingstoestelle. Die eerste ene is 'n modem. 'n Modem koppel aan 'n internetdiensverskaffer, 'n Internet Service Provider, 'n ISP, om internettoegang tot jou interne netwerk via die routeerder te gee. 'n Routeerder laat verskeie rekenaars of toestelle toe om aan 'n globale netwerk, soos die internet te koppel. Routeerders lei netwerkverkeer skakelaars of switches. Skakelaars is toestelle wat as 'n beheerder dien vir die netwerktoestelle om te kommunikeer. Skakelaars laat baie toestelle toe om binne 'n netwerk te kommunikeer. Dan kry mens draadloose toegangspunte, WIP. Die toegangspunte is toestelle wat gebruik word om wireless tot die netwerk te kan koppel. Dan kry mens Wi-Fi verlengers of herhalers, dis Wi-Fi repeaters. Dit is om 'n toestel oor 'n groter area aan die netwerk te kan koppel, deurdat die syne heruitgesaai word. 'n Vierde komponent van 'n netwerk is die kommunikasiemedium. Dit is byvoorbeeld UTP-kabel, Unshielded Twisted Pair. Dit is vir kort afstande hierdie kabels, anders te verloor dit sein. Dit kan afgeluister word as gevolg van koperkabels wat binne in hierdie kabel is, en dit word ook geaffekteer deur EMI, electromagnetic interference. Dis elektriese of meganiese versteurings. Dit gebruik elektriese seine om data oor te dra. Maar deesdae beweeg ons meer oor na optiese vesel. Dit kan oor baie langer afstande hanteer word. Dis immuun teen afluistering. Dit word nie deur elektriese bronne geraak of versteur nie. Dit gebruik ligsyne wat deur glaspypies data oordra, en dit is ook baie vinniger as UTP-kabels. Die laaste gedeelte van 'n netwerk is die netwerksagteware. Netwerksagteware verwys na sagteware wat gemik is op die ontwerp, implementering en bedryf van rekenaarnetwerke. Netwerksagteware laat netwerkadministrateurs toe om die werking van die netwerk te sien, wat hulle help om die netwerk te bestuur en te monitor. Dit laat ook toe dat toestelle soos rekenaars, skootrekenaars, tablette en selfone aan die netwerk kan koppel. Funksies van netwerksagteware is om rekenaarnetwerke op te stel en te installeer. Dit laat toe dat netwerkadministrateurs gebruikers by die netwerk kan byvoeg of verwyder. Dit help administrateurs om die netwerk te beskerm deur dataoortreding of ongemagtigde toegang wat aanvalle op die netwerk kan uitoefen. So dit help as 'n sekuriteitsinstrument. Dit help ook die administrateur om liggings van databerging te definieer en laat gebruikers toe om toegang tot die data te kry. Kliëntbediener-netwerke gebruik die bedienerweergawe van die bedryfstelsel wat op die bedieners geïnstalleer is. Byvoorbeeld,
Windows Server Standaard 2021, netwerksagteware beheer sekuriteit en kommunikasie in die netwerkomgewing. Die meeste bedryfstelsels, byvoorbeeld Windows 11 en Mac Operating System, het ingeboude netwerkvermoëns.